Goeiemôre. Hulle vertel die storie van twee vroue wat saam in die tronk was. Hulle was in een tronk self vir 18 jaar, elke dag, heeldag, in mekaar se saam mekaar tyd spandeer en hulle is toe vrygelaat op dieselfde dag na 18 jaar. En hulle groet mekaar buite die tronk en hulle draai om en hulle stap so weg en toe hulle so end weg is van mekaar, toe draai die een om en sy roep die ander een terug en sy sê, hoorie, ek wou nog vir jou gesê het. En ja, so dis nou 'n tall order vir 'n vrou om in 'n kort tydjie 'n lang storie te vertel, maar ek gaan my bes probeer om dit te doen. En ek wil vir julle baie dankie sê vir die geleentheid om my getuienis met julle te deel vanoggend. Ek het die voorreg gehad om die soetheid van die Here se goedheid te proe in 'n bitter tydperk in my lewe. En vanoggend wil ek net die geleentheid gebruik om te getuig oor sy goedheid en oor sy genade in my lewe. So my storie begin in die hartjie van Johannesburg. Ek het my eerste asemteug gegee in die Queen Victoria Hospitaal. Ek was die oudste van 4 kinders. Het groot geword aan die voet van die Suikerbosrand in die pragtige dorpie Heidelberg in Gauteng. Het my skoolloopbaan voltooi in die Bosveld daar op die Botswana grens. En dan skool het ek in die Boland kom studeer en my hart verloor op die Bolandse berge. En ek verlustig en verkyk my nou nog aan die mooi berge waarmee ek omring is. En ek het my studentejare terdee geniet. Ek was baie avontuurlustig en het dit so geniet dat het my 5 jaar gevat het om 'n 4-jaar kursus te doen. En na my studentejare was ek in ekstase dat ek werk gekry het in die Kaap. Ek wou so graag in die Kaap gebly het. En so jaar na ek begin werk het, toe kom ek agter, maar ek voel nou nie meer myself nie. Ek is oor die algemeen 'n baie happy camper en maar iets is nie reg nie. En ek gaan sien toe my huisdokter en sy het so 'n bietjie met my gesels, uitgevra oor familiegeskiedenis en slaap en eetgewoontes, en sommer 'n klomp ander goed. En sy sê toe vir my, maar jy ly aan depressie. En wat ek nie daai dag geweet het nie, was dat dit die begin was van 'n 23 jaar lange stryd met depressie. En gedurende die tydperk wat ek depressie gehad het, is ek getuister deur selfmoordgedagtes. Ja. En ek het ook 'n paar keer probeer selfmoord pleeg en die laaste keer wat ek probeer selfmoord pleeg het was in 2003. En ek onthou daai dag wat ek my oë oopgemaak het in die hospitaal en besef het, maar ek het nou weer misluk, ek het oorleef, hoe intens teleurgesteld ek was, dat ek so useless is, dat ek nie eers kan selfmoord pleeg nie. En so dit was baie kort daarna wat ek uit die hospitaal ontslaan is, seker 2 weke daarna, toe blaai ek deur 'n Tygerberger. En hier sien ek 'n advertensie vir ouens van 'n agentskap wat werk reël vir mense in Amerika. En hulle het 'n inligtingsessie in die Bellville biblioteek en ek besluit om die inligtingsessie te gaan bywoon, want dit was nog altyd een van my drome om in Amerika te woon. En ek het die inligtingsessie gaan bywoon en hulle kontakbesonderhede gekry, vorms ingevul, my CV gestuur. Hulle nooi my vir 'n onderhoud, later vir 'n tweede onderhoud en hier kry ek 'n werksaanbod van 'n werkgewer in Amerika, baie goeie aanbod. En ek moes toe vir die agentskap 'n hele paar R1000 betaal, wat ek nie alles gehad het op daai stadium nie, maar dit het so mooi uitgewerk, so perfek uitgewerk. Ek kon my werk bedank, my pensioen gebruik om hulle te betaal en my werkgewer het aangebied om my op 'n maand tot maand kontrakbasis aan te hou, tot ek nou vertrek na Amerika. En ek was so in ekstase, ek kon nie glo nie, ek het weer hoop vir die toekoms, huppel in my stappie en 'n lied van my hart, 'n lied in my hart, en ek dink, is dit nie ongelooflik nie? Hier wou ek opgee op my lewe en hier gaan hierdie word een van my grootste drome waar en ek kry hierdie geleentheid om te gaan werk in Amerika. En ek het alles verkoop wat ek gehad het, dit wat ek besit het, kon ek alles pak in 'n rooi tas, en ek is die Desember, het ek gaan kuier by my ouers in Gauteng en tyd spandeer saam my familie. Ek moes einde Januarie vlieg en ek het begin Januarie teruggekom Kaap toe want ek het 'n afspraak gehad by die ambassade en ek kuier die naweek voor my afspraak by vriende aan die Weskus en die Saterdagmiddag hier lei my telefoon. Tel op,
hier sit 'n speurder van die handelstak, en hy sê, hy wil net vir my sê, dis alles 'n bedrogspel. Daar is nie 'n werk nie, daar's niks, en hier sit ek. Ek het alles verloor. Alles wat ek het, pas in 'n rooi tas, is 'n paar stukkies klere, 'n hengse klomp Afrikaanse CD's, en 'n koffiebeker met Nkosi Sikelel op. En dis die som totaal van my besittings. Geen werk, geen meubels, ek het nie 'n kar nie, en geen idee wat nou nie. En op daai stadium in my lewe was ek absoluut verbitterd en verslaa en verpletter. En deur die genade van die Here kry ek 'n studentemaat van my se broer toe vir my werk in Pretoria. En sy bly in Centurion en sy sê, weet jy, jy's welkom om by ons te kom bly tot jy weer op jou voete is. En ek is toe in Pretoria toe, maar ek besluit ek gaan nog steeds probeer oor see beer. Hierdie ding het nou in my wakker geword en ek gaan probeer oor see gaan. En ek het so gou as wat ek kon weer 'n klomp agentskappe gekontak, maar daar wou net nie 'n deur oopgaan nie. Alles lyk belovend en dan nie op die nippertjie, dan gebeur niks nie. En seker na so van 2 jaar van probeer oor see beer, kom ek af op 'n agent in George. En die vrou sê vir my, ek sal verseker vir jou kan werk kry in Engeland. En kort na ek die vorms ingevul het en my papiere gestuur het, laat weet sy vir my, luister, ek het vir jou werk in Engeland, wanneer kan jy gaan? En ek sê, nee, gee my so 2 maande, en sy sê, dis reg, ons moet net om die bal aan die rol te kry, moet ek nou net vir haar geld oorbetaal, en dan kan ek gaan. En toe sy nou praat van die geld, dit was nie naaste by so baie soos ek die eerste agent moes gegee het nie, maar ek het 'n bietjie hartklopings gekry, en ek bid toe en ek vra vir die Here, dat asseblief vir my moet help, dat ek nie in dieselfde struik trap nie. En ek is die Saterdag Standard Bank toe in Centurion, en is 'n verskriklike lang ry, en want dit was einde van die maand, en nou, toe ek voor by die toonbank kom, toe het nou uiteindelik my beurt is, haal ek die geld uit my handsak uit, in die depositostrokie, en ek sit dit so neer op die toonbank, en net toe ek dit neersit, toe word ek flou, ek slaan reg agteroor, en die mense van Standard Bank is so dierbaar, kom, help my op, vat my daar na privaat kantoortjie toe, vra met hulle ambulans bel, ek sê, nee, ek is okay, bring vir my 'n soet koppie tee, en hulle sê toe, maar ek hoef glad nie weer in die ry te gaan staan nie, die teller het die geld sommer gedeponeer, en hier is my strokie as bewys. En ek in die bank was, gaan drink 'n koffie saam met 'n vriendin, en ek sê, hoorie, jy sal nou nie glo wat my oorgekom het vanoggend, en ek vertel haar. En sy sê, dink jy nie dis die Here wat jou wil waarsku, dat jy nie daai vrou die geld moet betaal nie? En daar slaan ek 'n koue sweet uit. Maandagoggend eerste ding bel ek die vrou, sy antwoord nie haar foon nie. Ek stuur vir haar e-pos, sy antwoord nie haar e-posse nie. En ek dink, can you talk it over? Daar trap ek nou so waar weer in dieselfde slaggat. En my lang storie kort, my broer wou ook oor see gaan op daai stadium, en hy het by van dieselfde agent gebruik maak, maar hy het nog nie sy geld gebetaal nie, en hy is toe in my plek oor see, want ek besluit toe, hierdie ek is nou klaar met oor see, dis hopeloos te stresvol, ek bly nou net hier in my eie land. En in Romeine 8 vers 28 sê Paulus, ons weet dat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en volgens sy besluit geroep is. En dit is so waar. Ek het as klein kindjie het ek 'n verhouding met die Here gehad. Ek was altyd baie lief vir die Here. En hier ergens in my middel-20's het ek baie seer gekry, en ek het toe besluit, maar as dit is hoe Christene optree, dan wil ek niks met Christene of met die Here te doen hê nie. En ek het my rug op die Here gedraai, want my verhouding met die Here was nie 'n lewende en intieme verhouding nie. My verhouding was baie gedryf deur godsdiens en deur tradisie, en nie deur liefde nie. So ek het my rug op die Here gedraai en vir baie jare nie my voete in die kerk gesit of Bybel gelees of gebid nie. Maar na die selfmoordpoging en toe die hele Amerika fiasco, was ek so oorweldig en ek kon net nie op my eie daardeur kom nie, en ek het weer uitgereik na die Here toe. So in daai tyd wat ek in Centurion gebly het, het ek weer aangesluit by 'n kerk, en die Here het my met oop arms terug verwelkom, en hy het my elke dag net al hoe dieper en dieper
in sy vaderhart ingetrek. En in 2008 het ek teruggetrek Kaap toe, en hier 2014, 2015, toe gaan dit baie sleg met my. Ek is in 'n verskriklike diep gat, en ek kom net nie daar uit nie. En ek het op daai stadium soveel medikasie gedrink, dat as ek my pille by die apteek gaan haal het, dan lyk dit of ek gaan inkopies doen het. Dit is 2 sulke groot sakke. En elke ou pilletjie wat jy drink, het 'n neeweffek. En van al die pilletjies het ek party dae gevoel, ek is 'n broodjie kort van 'n piknik. Ja, ja, ek was glad nie lekker nie, my koppie het vreeslik geraas. En toe vertel iemand eendag vir my van 'n kursus wat hulle aanbied in Durbanville Konferensiesentrum. En ek besluit om die kursus te gaan bywoon. 7 weke, 2 ure op 'n donderdag aand. En die eerste aand begin hulle by bekering. Week 6 praat hulle oor genesing en week 7 is 'n genesingsdiens. In die aand tydens die genesingsdiens het die pastoor vir my gebid en absoluut niks het gebeur nie. Ek het niks gevoel nie, niks het gebeur nie. En ek het heel agter in die kerk gesit, en toe ek terugkom by my stoel, toe weet ek dat depressie se houvas op my verloor het. En in al die tyd wat ek, in die 23 jaar wat ek psigiaters gesien het, die psigiaters almal vir my gesê, maar ek sal nooit sonder hierdie medikasie kan klaarkom nie. 'n endogene depressie, word veroorsaak deur 'n chemiese wanbalans in my brein en is 'n hormone wanbalans. Ek het geen beheer daaroor nie en daar's niks wat ek daaraan kan doen nie. En prys die Here, dis nou al 10 jaar, ek het nog nie weer nodig gehad om 'n psigiater te sien of om 'n pilletjie te drink nie. Ja, hulle sê daar's net een pil en dis die gospel. En na dit het die Here my aandag gehad. Ek was in awe oor hom. En ek kon nie glo wat hy vir my gedoen het nie, en ek was so verskriklik dankbaar. En ek het die kursus 'n paar keer gedoen, en die tweede keer wat ek die kursus ontmoet ek 'n vrou, en sy vertel vir my, ons het 'n 5 minute gesprek, en sy vertel vir my van hierdie kerk waar sy is. En ek gaan Google die kerk, en ek besluit om hulle te gaan besoek, en want ek het op daai stadium 'n geweldige behoefte gehad om deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges waar daar 'n demonstration of faith is. En wat ek daarby bedoel is mense wat glo in genesing en wat nog hande op lê en vir siekes bid. En die kerk het 'n span gehad wat vir mense gebid het, en ek besluit om by hulle aan te sluit. Dit was so einde 2016. En op daai stadium was ek so honger vir die woord en die waarheid, dat as die kerk se deure oop was, was ek daar. En hulle het 'n blaadjie uitgegee soggens met wat gesê het wat in die week daar aangaan. En dan het ek daai blaadjie deurgegaan, want ek het kyk wanneer is die deure weer oop dat ek weer kan kom. En ek sien toe in Januarie iets daarvan 'n profetiese aand. Ek het nie 'n klou wat beteken profeties nie, maar ek besluit iemand daar sal my kan leer, en ek gaan. En die Dinsdag aand toe ek al kom, hulle het so 'n area gehad waar hulle koffie drink, en hulle staan toe daar en hulle eet roomys en arbeye, en ek begin toe daar met 'n paar mense gesels, en ek besef toe, maar hierdie mense het klaar geleer, hier gaan nie vanaand geleer word nie. En ek besef, maar ek is op verkeerde plek, ek moet hier uit. En ek probeer nou ongesiens hier by die voordeur uitglip, en net wat ek by die deur kom maar Tannie en sy keer my voor. En sy stel haarself voor en sy sê, kom sit by my. En ek sê, nee Tannie, ek moenie wees nie, en ek probeer uitglip en die Tannie wil niks weet nie. Sy sê, as jy ingestap het, moet jy wees. En sy het my aan die arm, en ons gaan sit heel voor in die middel. En daar sit ek. En die dame wat die aand bedien het vertel van 'n profetiese droom wat sy gehad het. Dit was 'n baie lang en intense droom, en sy is besig om uit te brei daaroor. En die volgende oomblik, toe kom staan sy reg voor my, en sy gee vir my profetiese woord. Ek het nie geweet van profetiese woorde nie. Ek is stom van verbasing dat hierdie vrou alles weet van my wat sy weet en wat sy sê. En sy sê toe daar dat ek het opgegee op myself en op die lewe, maar die Here het nie opgegee op my nie. En hy het 'n ongelooflike plan en 'n doel met my lewe. En sy gee toe daar so 'n bietjie detail oor dit is wat die Here wil hê ek moet doen met my lewe. Maar ek kon nie regtig, met dit wat sy gesê het, het ek nie regtig idee gehad
wat dit was nie. En ek en die tannie het toe intussen vriende geraak, en dit was seker 2 jaar later, toe nooi sy my na 'n aand toe waar 'n vrou van Duitsland kom bedien het, en die vrou gee toe die aand ook vir my 'n profetiese woord. Baie soortgelyk aan as die vorige dame, wat ook sê, maar die Here het 'n ongelooflike plan en 'n doel met my lewe. En sy gee toe vir my so nog 'n puzzelstukkie, so bietjie meer inligting oor wat die Here wil hê ek moet doen. En ek kon nog steeds nie die kloutjie by die oor bring nie. En 2 jaar later, toe gee die Here vir my 'n derde puzzelstukkie, en toe kon ek die volle prentjie sien. So dit was in 2021. En die 1 September 2021 staan ek die oggend op en my lyf is seer. En ek het die vorige aand van 'n 2-trap leertjie afgeval, maar ek het nie gedink ek het seer gekry nie. En die volgende oggend is my lyf seer, en ek tog nee, dit is nou maar van die val van die leertjie. En maar hier teen die Vrydag toe voel ek voel nou glad nie lekker nie. En ek kry toe later daai dag 'n boodskap van iemand met wie ek oor die naweek kontak gehad het, en sê ek het positief getoets vir COVID. En ek dink toe, jene, maar nou nie van sê ek het COVID nie. En die maandag bel ek die dokter. Dokter sê ek moet nie eers inkom nie, ek moet sommer net dadelik gaan toets. Ek toets positief. Dokter stuur vir my, sê laat weet vir my, sy gaan vir my voorskrif stuur. Ek moet dadelik die pille begin drink, en 'n vriendin van my gaan haal vir my die voorskrif. En sy bring ook vir my 'n oksimeter saam. In die aand bel die dokter. En sy vra vir my, het ek 'n oksimeter? Ek sê ja, sy sê ek moet my suurstoftelling meet. Toe is my suurstof klaar onder 90, en sy sê, maar ek sal met dadelik hospitaal toe gaan. En sy laat bel my toe na 'n lang ruk terug, sy sê, luister, ek kry nie vir jou plek in die hospitaal nie, maar ek gaan môre laat my ontvangsdame weer probeer. Ontvangsdame kry ook nie die plek nie. Woensdag aand bel die dokter, sê, luister, ek het vir jou plek gekry in Cape Gate Hospitaal, maar voor ek nog uit die bed uit kan klim, toe laat weet sy vir my, nee, daar is nou nie meer plek nie. En die donderdag aand, toe bel 'n vriendin my, sy is 'n mediese suster, en toe sy met my praat, toe besef sy, maar ek is in groot moeilikheid. Ek het dringend mediese sorg nodig, en maar hulle weet nie waar met my heen nie, daar is nie plek in die hospitale nie, en hulle bel toe iemand raak, wat 'n ministry gehad het. Hulle was in dieselfde situasie as ek, COVID gehad. Daar was nie plek in 'n hospitaal vir hulle nie, en hulle toe na die tyd het hulle 'n bediening begin wat hulle nuwe suurstofmasjiene gekoop het, en as jy by die huis was en daar was nie vir jou plek in die hospitaal nie, het hulle dit gratis vir jou geleen. En laat daai aand toe stap daai mannetjie vreesloos daar by my in, en hy koppel my aan daai masjien. En toe ek nou weer begin suurstof kry, toe besef ek, ek is eintlik baie siek. Gelukkig het ek dit nie deur die week besef nie, want ek was alleen, niemand kan by jou uitkom nie. So want ek dink ek sou paniekerig geraak het as ek besef het hoe siek ek was. En die Vrydagoggend toe bel die dokter, hulle het my plek in die hospitaal, en ek is die Vrydag opgeneem in Durbanville Hospitaal. En die Sondagoggend toe ek wakker word, toe voel ek maar, ek voel nie lekker nie, en ek dog toe maar my suurstoftank is leeg, en ek roep die verpleegster, ek sê vir sy net kyk, ek dink my tank is leeg, en sy kyk, sy sê nee, hy is nie leeg nie, en sy draai hom bietjie groter oop, en ek vra vir of ek gou kan gaan stort, en sy sê nee, my suurstofvlakke is te laag, sy sal vir my kom help hier in die bed, en ek wil gou badkamer toe gaan voor sy kom, en terwyl ek my hande was, kyk ek in die spieël en ek sien maar my lippe is blou, en ek voel maar ek is bietjie onvas op my voete, en ek wil op die toilet weer gaan sit, maar ek kom nie, dit was net 1 tree, maar kon nie daar uitkom nie, en ek sak aan mekaar daar in die badkamer. En ja, later toe kry hulle my, toe hulle met my ICU toe, het my suurstof verskriklik geval, en ek weet nie veel van wat daai dag gebeur het nie. Ek het hier die aand 9uur, 10uur, het ek weer bygekom, en ek raak so bewus van my omgewing, en ek het by die deur gelê in die ICU, en ek kyk so, en almal is op ventilators, en hierdie kant is daar so dik plastiek, en jy kan nie daar deur sien nie, en daar begin ek onbedaarlik snik. En ek dink aan my ouers, beide my ouers is 3 maande van tevore, beide oorlede aan COVID. My pa is die 30ste April oorlede, en my was in Unitas Hospitaal in Pretoria, en my ma was in Groenkloof Hospitaal in Brooklyn,
En die aand, toe stuur my ma se dokter, die internis, hy sou met vakansie gegaan het, toe stuur hy vir ons 'n boodskap en sê, maar ons moet ons voorberei dat my ma nie die hospitaal gaan verlaat nie. Maar jou brein kan nie daar gaan nie. En die maandag het ons die begrafnisondernemer gaan sien. En ek sê toe vir haar, weet jy, ons sit in 'n verskriklike moeilike situasie. Dis wat die dokter vir my gesê het oor my ma. En ek dink sy het op ons gesigte gesien dat ons kinders het nie 1-2 begrafnisse kort agter mekaar in ons nie. En sy stel toe voor dat ons voorberei vir 2 begrafnisse. Een vir my pa en een vir my pa en my ma saam. En ek het 'n suster wat ook hier in die Kaap bly wat net jonger is as ek, en sy het 'n retourvliegtuigkaartjie gekoop. Sy moes weer terugkom want sy moes trek. So sy sou die 11de Mei moes sy weer terugvlieg en ons besluit dat die begrafnis gaan die 10de Mei wees. En die begrafnisondernemer sê toe, maar ons kan die oggend van die 9de Mei, moet ons net voor 9 vir haar laat weet, is dit nou 1 of 2 begrafnisse. En ek moet sê, dit was die moeilikste ding wat ek nog ooit in my lewe gedoen het, om vir my ma 'n huldeblyk te skryf en 'n begrafnisbriefie te maak terwyl sy nog lewe. En die Woensdag of die Donderdag, toe laat weer die hospitaal, maar my ma is ontslaan uit die ICU uit. Sy's nou in die gewone COVID-saal. Yes, maar toe ry die skuldgevoel my bloots. En ek dink, jy glo aan genesing, jy bid vir jou ma vir genesing. Aan die een kant maak jy 'n begrafnisbrief en nou is sy ontslaan en sy's in die COVID-saal. En ja, dit was vir my so moeilik. En die Sondag was Moedersdag en die Saterdag het my suster vir my ma 'n ryker laat bestel by die bloemiste en sy vra toe vir die hospitaal of ons dit vir haar kan bring. En hulle sê ons kan haar nie besoek nie, maar ons kan dit by ontvangs afgee. En die kleinkinders het vir ouma, hulle was toe nog almal in die laerskool, hulle het vir ouma kaartjies gemaak en briefies geskryf en sy het pantoffels en tydskrifte en sjokolade gekoop en my suster en die klomp kleinkinders is weg om dit vir my ma te vat. En hulle is nog besig om by die hospitaal in te teken. Jy weet, daai tyd moes jy nog inskryf en dan vat hulle jou koors voor jy kan ingaan. En hulle is nog besig om die klomp kinders se koors te vat. En terwyl hulle daar staan, lui my suster se selfoon en die suster sê van my ma's nou net oorlede. En ons was deur die genade daai dag, al ons kinders en die kleinkinders bymekaar. En ek sal nooit daai kinders se gesiggies vergeet daai aand nie. En hoe hulle was so verslae en daai gesnik sal ek nooit vergeet nie. En hier lê ek in die hospitaal en ek dink weer aan die kinders wat so gesnik het en nou het hulle weer 'n oproep gekry wat sê nog 'n familielid is in ICU. Ons familie was regtig getraumatiseer deur COVID. Net voor 'n paar dae voor my pa dood is die dokter Unitas het toegelaat dat die mense die pasiënte besoek as hulle besef hulle gaan dit nie maak nie. En my pa het net een broer wat nog lewe en hy en sy vrou en my suster het my pa gaan groet en toe kry my oom COVID, hy en sy vrou. En die dag met my ouers se begrafnis is hy opgeneem in die hospitaal en hy is die 1 Junie dood. En nou dink ek aan die kinders, jy weet wat nou hierdie oproep kry, hier's nou nog iemand in die hospitaal. En ek is hulle gunsteling tannie. Dis net my opinie, dis nie 'n feit nie, maar nog steeds. En hier kry hulle nou weer hierdie oproep en ek begin met die Here praat. Ek sê Here, ek vra dat U vir my, ek kan nie sê tweede kans nie, meer soos 'n 4de of 'n 5de kans sal gee. En ek sê vir hom, ek weet nie baie van die eindtye nie. En dis waar, dit wat ek nie weet van die eindtye en Openbaring kan 'n biblioteek vul. En ek sê vir hom, maar ek weet van daar's 'n harvest of souls. En ek wil so graag vir hom help om my oes in te bring. En sal hy asseblief vir my nog 'n kans gee? En op daai oomblik, toe begin ek net voel hoe die liefde van die Here so oor my spoel. Dit voel vir my of ek op water dryf en of die liefde van die Here soos golwe oor my spoel. En in daai oomblik het ek net geweet, ek gaan alright wees. En daai maandagoggend toe ek opstaan, hulle maak jou 4 uur wakker om jou bloed te trek.
toe is ek so siek. Ek het die Delta variant gehad, wat 'n maag en 'n kop bygehad het, geweldige kopseer en hierdie maag, en ek is so siek. En toe dink ek, toe begin ek eintlik wonder, miskien is dit dalk beter as ek nie lewe nie, maar ek wil net sê, ten spyte van die feit dat ek so siek was in die ICU, was dit een van die ongelooflikste tye in my lewe. Want die personeel in die ICU was absoluut fantasties. Die dokters, die fisio, die susters het almal met jou gepraat oor die Here en vir jou gebid. Jy weet, as met COVID, niemand kon jou besoek nie, en in ICU kan jy nie eintlik jy kan nie hoor oor die foon as iemand jou bel nie, want daai flou suurstof, dit klink soos 'n haardroërs in jou ore, so jy kan nie hoor wat hulle sê nie, en so jy is heeltemal afgesonder, niemand kan by jou uitkom nie, so dit was so amazing vir my, dit was my so blessing, hierdie mense wat met my gepraat het oor die Here en vir my gebid het, en ek dink nie ons het 'n idee waardeur hulle is nie, die trauma wat hulle beleef het nie, en ten spyte van dit alles, wat hulle nog vir jou as pasiënt getroos en vir jou bemoedig. En een van die gesprekke wat ek nooit sal vergeet in ICU nie, was met 'n suster wat een oggend, terwyl sy besig is met my, vra sy vir my of ek weet wat genade is. En ek smaal net vir haar, en sy sê, genade is elke oggend wat jy op die Here se wakkermaaklysie is. Sy sê, en jy het genade op genade op genade beleef. Sy sê, en jy het hierdie genade beleef, want die Here is nie klaar met jou nie, en jy moet vir mense gaan vertel van die genade wat jy beleef het. En toe ek ontslaan is uit ICU, toe sy en 'n ander jong verpleegstertjie my na die saal toe gevat, en sy vra vir my, onthou jy ons gesprek? En ek sê, ja suster, ek onthou. En sy sê, en jy moet vir mense vertel van die genade van die Here. Ek sê, suster, dit gaan vir my moeilik wees om nie vir hulle te vertel nie. En ja, nou het ek die trant van my storie vergeet. Dis reg. En in die tyd, die Saterdag wat ek in die hospitaal was, ek het vriende gehad wat familielede aan die dood afgestaan het, en kollegas gehad wat mense verloor het, familielede verloor het aan COVID. En ek het nie krag gehad om almal se boodskappe te antwoord nie, maar ek wou hulle antwoord, want ek weet hoe dit voel as jy iemand het waarvoor jy lief is wat in die hospitaal is, en jy kry geen nuus nie. En ek het toe 'n WhatsApp groepie gemaak die Saterdagoggend, en toe sommer almal gelyk geantwoord. En toe ek so erg siek was, en ek het partykeer net 'n emoji gestuur of 'n een woordjie, maar ek het besluit ek gaan dit so positief en so humoristies doen as wat ek kan. En toe ek nou later begin beter voel, het die boodskappe al hoe langer geword. En ek is toe nou later ontslaan uit die hospitaal uit, en na so 'n paar dae by die huis, toe bel 'n vriendin in Pretoria vir my, en sy sê, hoorie, stuur jy nie nou meer vir ons elke dag 'n update nie? Ek sê, nee man, ek is nou by die huis, en hier gebeur nie eintlik iets nie, ek lê die hele dag in slaap. En sy sê, ag, dis so jammer. Haar ma het ook vir my gevra, wanneer stuur ek nou weer 'n boodskap? Sy sê, sy hoop nie ek gee om dat ek dit vir haar ma gestuur het nie. Ek sê, nee, ek gee glad nie om nie. Sy sê, en weet jy, my ma sê, jy moet skryf. En toe sy dit sê, toe val al hierdie puzzelstukkies in mekaar, en toe maak alles wat hulle gesê het vir my sin, en ek besef, dis skryf, dis wat die Here wil hê ek moet doen, ek moet skryf. En na ek ontslaan is uit die hospitaal, het ek besluit, maar ek gaan op hierdie wellness journey gaan, en ek gaan so gesond lewe. En ek besluit toe, maar ek gaan 'n wellness blog begin, en ek sê op die groepie, ek gaan 'n wellness blog begin, en baie mense sê, nee, stuur vir my ook. Ek kon nie 2 sinne agter mekaar skryf nie. Ek het elke keer as ek gaan sit, daar kom net niks. En dit was begin 2022, en ek dink toe, nee, ek het myself verbeel, dis nie skryf nie. En vroeg in 2023, droom ek een aand, ek sien 'n bladsy. En op die bladsy is 2 sinne in Engels geskryf, en die 2 sinne rym. En die 2 sinne is toe die eerste 2 sinne van 'n kinderboek wat ek 'n maand later skryf. Dit was ongelooflik, ek het gaan sit, en dit was of die Heilige Gees net die boek gedownload het, en binne 1 dag het ek die boek geskryf, en nog so agterna nog so bietjie hier en daar goedjies verander, en het toe 2 mense gegee om te lees, en
teruggekry en toe dink ek, okay, nou wat nou verder? Ek weet nou nie hoe met hierdie boekie, die kinderboekie nou geïllustreer word nie. En ek praat toe kort daarna met 'n gaan kuier ek by 'n studentevriendin van my en ons praat oor purpose. Ek is baie passievol oor purpose en praat met enige iemand wat lank genoeg stil sit daaroor. En sy vra toe vir my of ek weet wat my purpose is. En ek sê toe ja, ek het 'n redelike idee en ek sê onder andere is dit skryf en ek het nou hierdie kinderboekie geskryf. En sy sê fantasties, nou wanneer publiseer jy die boekie? Ek sê maar my moet eers geïllustreer word. En sy vertel toe vir my, maar sy het 'n kursus gedoen om kinderboeke te illustreer en sy het ook al haar eie boekie geskryf en geïllustreer. En ek vra vir haar of sy sal kans sien om dit te doen. En sy sê ja, sy sal baie graag wil probeer. En toe raak haar ma siek en sy moet haar ma help versorg en haar ma is toe nou later oorlede. En ja, na lang tyd toe sê sy vir my, luister, ek het probeer, maar ek weet nie hoe ek kan nie hierdie boekie illustreer nie. En na verdediging, dit is nou nie 'n tipiese kinderstorie nie. En ek weet nou nie wat om met die boekie te doen nie. En 'n geestelike mentor van my stuur toe vir my een oggend 'n WhatsApp en sy sê ek het hierdie gelees vanoggend en ek dink dis vir jou. En ek dink spesifiek dit het te maak met die boekie en jy moet daaroor bid. En dit gaan toe daaroor dat use what's in your hands. En ek sê toe vir die Here, maar ek het nou hierdie boekie geskryf. Ek sê, maar as dit nou kom by kuns en teken, dan is daar nou boggerol in my hande. Ek het daar's nie 'n manier wat ek dit kan doen nie. En ek is 'n paar dae later in Koenboeke en 'n kinderboek trek my oog en ek stap na die kinderboek toe en toe ek hom oopmaak, toe sit 'n inkleerboek, maar dit is net 'n random prentjie met 'n random Bybelvers en ek dink dis nou vreemd dat die boekie my aandag trek. En ek kan nie onthou vir dieselfde dag was of 'n dag later wat Heilige Gees my weer herinner aan die kinderboek nie. En ek beleef toe in my gees dat Heilige Gees wil hê maar die kinderboekie met 'n inkleerboek word. En dan dink ek maar ek gaan toe op die internet en ek Google, hoe maak jy 'n inkleerboek as jy nie kan teken nie? En toe lang storie kort, met die behulp van Canva en ander slim programme, kon ek toe nou dit 'n inkleerboekie maak. Hoorie, maar daai eerste prentjies was so lelik. As ek dit in 'n inkleerboek gesit het, sou die kinders se dood gekrap het in plaas van ingekleer het. En maar ek het net bly, Heilige Gees was so getrou, hy het my gelei en bly probeer en eventually toe was hulle nou van so 'n aard dat kindertjies hulle dan seker so inkleer in die doodkrap nie. En ja, die boekie het ek toe nou later in Afrikaans vertaal ook en ek het hom nou geïllustreer in 'n storieboek. Ek het so 2 weke terug die eerste kopie gekry en die boekie gaan daaroor dat elke kind 'n wonderwerk is. Elke kind is 'n liefdesgeskenk van God se hemeltroon vir hulle pappa en mamma wat op aarde woon. Elke kind is 'n meesterstuk. Elke kind is magnifiek, kosbaar en uniek. Elke kind is geliefd. Hulle is gekies en hulle is by die naam geroep. En hulle is geskep vir 'n doel so profound dat God dit neergeskryf het in 'n boek in die hemel. En die Here het op my hart gelê om hierdie boek te skryf, want dit is sy hart. Die Here wil hê dat kinders moet weet dat hy hulle innig liefhet en dat elke kind vir hom bitter kosbaar is en dat hulle lewe uiters waardevol is. En wat vir my so amazing was om hierdie boekie te skryf was, terwyl ek besig was met die boekie, was die Here besig met my. En ek het soveel genesing gekry van ou wonde, deur met hierdie boekie besig te wees. Want vir baie jare het ek hierdie stem in my kop gehoor, wat almekaar vir my gesê het, maar jy het geen waarde nie, jy beteken niks. Jy is nie goed genoeg nie, jy sal nooit goed genoeg wees nie. En dit sal eintlik, die wêreld sal eintlik 'n beter plek wees as jy nie meer hier is nie. En ek het ook my lewe lank beleef dat ek nêrens inpas nie. En nou verstaan ek hoekom ek nie inpas nie, want ek is nie gemaak om in te pas nie. Ek is gemaak om uit te staan. Ek en jy is geliefd, ons is gekies, ons is geroep, ons is gesalf
en ons is geskape vir impak. There's no such thing as an insignificant Christian in the kingdom of God. Elkeen van ons is hier vir 'n rede. Elkeen van ons, God het 'n spesiale plan met elkeen van ons se lewe. En ek en jy moet nooit toelaat dat die wêreld of die duiwel ons klein of onbelangrik laat voel nie. Because there's no such thing as an insignificant Christian in the kingdom of God. Baie dankie. Ek wil gou net herinner, ons skrif by TJF, ek kan net nie sonder 'n bril doen nie. Die skrif wat ons by TJF het is, en hy het my uit die kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak, hy het my 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. En Mariana, ek wil net sê, ek het dit vanoggend gehoor. Dit is vir my fantasties om te weet hoe die Here goed op mense harte lê. Ek kan julle onthou verlede week, die van julle wat hier was met Daniel, hy het twee goed gesê. Die een was, Erik het eintlik gesê, he tasted the yumminess of God. En dit het Mariana amper mee begin oor die soetheid van God. En die ander ding wat hy gesê het, daar's een ding erger as 'n baie aktiewe moslim. Een ding wat erger as dit is, en dit is 'n passiewe Christen. En dit het jy teen die einde, het ek dit weer gehoor vanoggend, wat vir my awesome is. En dan die ander een ding wat ek gehoor het, sy 2 keer koffie genoem en 1 keer tee. So baie dankie vir dit. Dit is fantasties. Julle moet regtig, ek wil net sê, ek het van laas jaar September af, Augustus af probeer dat Rachel en Mariana by mekaar moet uitkom. En ek het gisterand baie laat vir Rachel laat weet, ek het nou vergeet Mariana is hier vanoggend, so Rachel, dankie dat jy gekom het. En die rede hoekom ek hulle wou bekendstel aan mekaar is dat Rachel is hier buite op 'n plaas ook betrokke, met sy het ander goed ook, maar met kinders betrokke. En ek wou so graag gehad het, hulle moet hierdie boekie wat Mariana het in die hande kry. Mariana, wat is die prys van die boekie? Die inkleerboeke is R50 en die volkleer storieboek is R75. So my ek het nou nie met Leon hulle voor die tyd gepraat oor dit nie. Maar my hartsbegeerte is dat ons vir, hoeveel kinders het julle? 15, 20, kom ons sê 20 kinders. So my hartsbegeerte is dat vir ons elkeen van daai 20 kinders 'n inkleerboek of dan een van die ander boeke, ons mag gesels oor hoe ons dit gaan doen. Maar ons wil graag daai 20 boeke skenk vir Rachel. So as jy vanoggend hier is en ja, ek kan nie dit sê nie, want kinders is op die Here se hart, so dan moet dit op ons hart wees. As jy voel jy wil graag 'n bydrae maak, gesels met my of Leon. En as julle dalk nog plekke het waar julle voel daar kinders is wat hierdie inligting moet kry om te laat hulle kan weet wie hulle is in Christus. Laat weet ons en ons moet 'n plan maak om dit by die kinders uit te kry. Ja, so ek kan nou te veel. Iemand wat nog iets wil gesels? Net 'n vinnige vraag. Jou depressie, waar het begin? Na jou teleurstelling in die kerk of was dit al van kleins af? Ek dink dit het begin na ek begin werk het en ek het ook uitdagings gehad met daar was met my pa se gesondheid. En ek dink met die skuif van studente, die sorgelose studentelewe na werk en ek het getrek en ek dink dit was net 'n klomp goed wat gelyk gebeur het en wat dit toe na die oppervlak gebring het. Ekskuus, die teleurstelling het gebeur na dit. Nog iemand? Ag, ek wil net weet, toe jy besef het dat depressie nie meer hou vas op jou het nie, die medikasie wat jy op was, het jy dit net dood eenvoudig gelos, onmiddellik?
Ek het daai aand toe ek by die huis kom, al daai pille gevat en in die toilet afgespoel. So as julle rondom 2016 dalk ergens ook gevoel het, jy's 'n broodjie kort van 'n piknik, ek is jammer. Maar dit was nie die regte ding om te doen nie. Dit was baie onverantwoordelik en ek dink my enthusiasm was a bit more spirited than my judgment. En ek het vir 'n tyd lank baie swaar gekry, want jy kry onttrekkingssimptome van die medikasie. En so ja, ek het swaar gekry, dit was nie die regte ding om te doen nie, maar ek was so in awe dat ek myself nie kon help nie. Marianne, ek wil jou twee goedjies. Ek is nou een so 'n detailtjie wat nou my pla. Ek wil net weet of jou dan wil ek vir iets sê. Maar ek wil net eers weet dat jou broer toe die werk gekry het deur die George agentskap. My broer het die werk gekry, ja, en hy was vir 2 jaar in Engeland gewees. En hy het vir my almekaar foto's gestuur van hoe koud dit daar is, dat hy het een foto gestuur waar hy sy jean die aand op die wasgedraad vergeet het en die volgende dag toe staan hy jean op sy eie. En toe's ek die Here so dankbaar dat ek nie Engeland toe is nie, want ek doen nie winter nie. Ek kry kraas swaar met die Kaapse winter. So ja, ek is baie dankbaar dat ek toe nie gegaan het nie. Ja, dit klink reg. Maar dan wil ek 'n ander ding net vir jou sê. Ek dink jy is ongelooflik braaf. En but you unassumingly brave. Dit kom net uit jou uit sonder dat jy probeer. En ek dink jy net soos ons hier sit en na jou luister, sien ons 'n baie braaf, ek sien 'n baie brawe mens. Jy's ongelooflik braaf in Jesus. En ja, ek wil dit net vir jou sê, dit is geweldig inspirerend. Baie dankie. Dion, ek wil net sê, sy het haar swak oomblikke ook, hoor. Ek word nou nog Oscar genoem na 2 jaar. Marianne, het jy vanuit boeke hierso? Ek het So, kaartjies gebring. So as jy wil loer daarna, kom maak 'n draai by haar en dan kom ons sluit af en kom ons bid net saam. Here, is dit nie 'n voorreg om net na mense se stories te kan luister? En iewers in elkeen wat jy al hier gesels het in die oggende, sien ek ietsie van myself en beleef ek iets van myself. En dankie vir hierdie dogter van u, wat soos Dion nou gesê het, nie skroom om van u goedheid te praat. En wat braaf genoeg is om op te staan en vir u eer te bring. Dankie dat ons nie passiwiteit sien nie. Dankie dat ons aksie deur u sien, in u sien. Dankie vir die beskerming. Dankie dat u in ons is, om ons is, op ons is. Dankie dat u vooruitgaan. Here, mag ons vandag 'n geleentheid kry om te gesels van u goedheid en laat alles, maar alles tot eer van u gedoen word. Amen. Dankie maar. Ja. Ek het nou vir julle vertel van vrouens wat net nog een ding wil sê en ek wil nog net een ding sê. Ek wil net sê dat die feit dat ons almal vanoggend op God se wakker maak lysie was, beteken dat die Here nog 'n plan en 'n doel het met ons lewe. En ons moet vandag ergens gaan sit en vir hom vra, Here, wat is dit wat u wil hê wat ons nog vir u moet doen?